U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Soos julle weet, is ons besig om deur Lukas te stap en ek wil nou vanoggend teruggaan net op 'n vraag wat ons verlede week net so vinnig hanteer het. Toe ons gekyk het na die Here wat 'n afspraak het met hierdie man wat van die duiwel besete is. Maar terwyl ons aan die plek so gereed het, kom ons raak net stil en kom ons vra dat die Here vanoggend vir ons hier sal ontmoet. Here Jesus, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om U woord oop te maak en saam daaruit te lees. Ons wil vra, Here, dat U vir ons die insig sal gee soos net U Gees alleen dit vir ons kan bring, anders te gaan hierdie woorde by ons verby. Die een met wie U praat en vir ons wat ook met ander moet praat. Ons kan sit hier voor aan die voete en kom vra, Here, kom leer vir ons. Kom rig ons, kom lei ons. En o Gees van God, kom praat met ons ook vanoggend. Aan U, Here, kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen. Ons het laas gepraat dat die Here afspraak gehad het en ons het gekyk daarna die genade wat hy het aan hierdie man. Maar ek wil stil staan by vers 28 vanoggend. So 'n bietjie in 'n ander lyn. Ons het daar eksegeties kyk, so ek wil vanoggend bietjie tematies daarna kyk en die vraag vra wat die wêreld baie keer vra. Mense rondom ons vra, selfs mense wat binne die kerk dit vra. Vers 28 sê, toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom, terwyl hy hard uitroep, wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste? Ek smeek U moet my nie pynig nie. Ek wil stil staan by die twee vrae wat hy daar het. Ons verstaan natuurlik hoekom die duiwel die vraag vra, ons het laas keer net daaraan geraak, dat hulle verdoem is, daar's nie vergifnis vir hulle nie. Hulle weet wat hulle lot is, en daarom dat hulle, toe die Here Jesus by hulle kom, dat hulle baie erg benoud geraak het. Die laaste persoon op aarde wat hulle in vas wil loop, is in die Here Jesus Christus. So uit paniek vra hulle, maar wat het ons met U te doen? Gaan nie ons terugstuur, gaan nie ons pynig, en wat ook al. Hulle verstaan ek. Maar dan moet ons ook onthou dat dit 'n man is wat die vraag vra. Alhoewel hy besete is van die duiwel, is hy nog steeds die mens wat die vraag vra en baie mense deur die eeue wat hierdie vraag vra. Partykeer reguit en partykeer sonder hulle agterkom vra hulle die vraag. Baie mense ken die Here Jesus Christus en ek wil in besonder fokus op mense wat nader aan die kerk beweeg en miskien in kerkbanke sit. Julle weet dat ons baie daaroor gepraat het, nie elkeen wat sê Here, Here is 'n kind van die Here nie. Die hel is vol goeie mense, vol mense wat nie laster nie, vol mense wat instemmig is met die woord. Die Bybel sê vir ons die duiwels glo ook. En hulle sidder van angs. Nie almal wat in die kerk sit is wedergeboorte en het hulle lewe aan die Here oorgegee en 'n pad saam met hom begin stap nie. Want in hulle self sit hierdie vraag nog gesetel. Die finale vraag wat keer dat daar nie 'n oorgawe is in hulle lewe nie. En is in twee kante wat hy vra. Nommer 1 vra hy, wat het U met my te doen, Seun van die Allerhoogste? En aan die tweede vraag, ek smeek U moet my nie pynig nie. Dat hy dink 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus, wat het U met my te doen? En die tweede ding is, maar as die Here my ontmoet en ek 'n ontmoeting met het, is daar 'n prys, daar's pyn, daar's lyding, daar's iets negatief wat saam met dit gaan. En hierby wil ek vir 'n oomblik stil staan. My fokus vanoggend is eintlik maar op die ou wat die vraag vra, maar wat het U met my te doen, Here? En as ek my lewe opgee, as ek my lewe vir U gee, dan gee ek my lewe prys. Ek het al gehoor jong mense sê, in hulle dwaasheid en hulle kortsigtigheid, ja, ek sal as ek ouer is tot bekering kom. Ek wil eers my lewe geniet. Dis in slotsom die opsomming wat ons het in die gedeelte ook. Daar is iets wat ek moet prys gee, daar is iets wat ek moet opgee, dat wanneer ek 'n Christen word, dan is daar pyn en lyding, daar is iets negatief, daar is iets wat ek mis, iets wat tekort kom. Die duiwels weet wat hulle lot is, ons as mense, en vir al die wat saam met die kerk stap, praat op 'n ander manier, op 'n ander vraag ook.
Ek dink miskien het baie Christene 'n aandeel in hierdie vraag wat die jong mense vra, dat hulle kyk na sekere kinders van die Here se lewe en hulle sien geen genot daarin nie. Ek onthou toe ek jong was, ek het 'n paar van hierdie stoere ou manne geken. Ek weet julle onthou hulle ook. Hulle is Christene, hulle is fors en stoer. Ek dink sy gesig gaan kraak as daar enige smile opkom. Maar dis 'n beeld van Christendom wat uitgestraal word. En dan kyk 'n jong mens dan en sê, maar luister, ek wil nie dit nou al hê nie. Ek wil nie so lyk in my lewe nie. As dit Christendom is, wil ek nie daarvan deel hê nie. So Christene het 'n aandeel daarin. Maar definitief is daar verkeerde leer en dwaalings. En veral die duiwel wat agter dit insit, wat bly inprent, dat om Christen te wees, is nie die wenslike nie, is nie die wesenlike nie. Dis onnatuurlik, daar is iets slegs daaraan, daar is iets wat ek moet prys gee. Daar is pyn en lyding daarin. Nou ek wil vanoggend net by daai vraagie eers stil staan, voor ons kyk na die eerste vraag. Kom ons begin by die tweede ene, die opgee daarvan. Daar is waarheid in die sin daarvan, dat daar iets slegs saam met Christendom kom. En dit het 'n tweerlei. Nommer 1, as jy as 'n mens die evangelie hoor en begenadig word deur die Heilige Gees, dat jou oë oopgaan vir jou sonde in jou lewe, en ek wil volhard in my sonde, en ek wil aangaan met my sonde, dan is ek in 'n droewige toestand. In 'n baie onwenslike toestand. Gelukkig is die dwaas wat in sy sonde leef en onbewus is van sy sonde nie waar nie. En hy gaan voort met sy lewe en sy sonde en hy gaan aan. Hy sal net vir jou sê, maar luister nie, ek het my foute, ek my gebreke, ek maak verkeerde besluite. Maar as die Here eers jou oë oopgemaak het vir sonde en ek wil in my sonde bly en volhard daaraan, dan is dit 'n droewige toestand. Dit is 'n pyniging. Die duiwel is 100% akkuraat as hulle daaroor praat. Die Heilige Gees bring 'n sensitiwiteit wat nooit daar was nie. En saam met dit skuldgevoelens. Daar's 'n las wat gelê word op my skouers. Die oomblik is my oë oopgaan vir die evangelie, die omvang van die evangelie en die eise daarvan. Kyk, elke kind van die Here, ons erken dit en ons kan met mekaar daaroor praat, die interne stryd wat daar is, die oorlog teen die vlees en teen die sonde. Dis nie waarvan ek vanoggend praat nie. As kind van die Here weet ek, daar's altyd dinge in my lewe wat ek 'n stryd teen gaan voer. Jy weet wat joune is. Ek gaan nie 'n uiting daar gee nie, ek gaan dit nie toelaat in my lewe nie. My lewe behoort aan Christus en ons moet rein en heilig lewe. Maar ons is bewus van die oorlog. Hierdie is op 'n hele ander front. Dis iemand wat bewus gemaak word van sy sonde in sy lewe, verkeerde dinge in sy lewe, maar dit wil regverdig, dit wil opgee nie, dit wil prys gee nie. Daar's 'n marteling in die siel wat saamgaan met die evangelie. En tereg, ja, kan hulle vra, wat het met jou te doen, my Here? Gaan U my pynig, gaan U vir my die lewe moeilik maak? Die wêreld is ongemaklik as die evangelie in hulle gebring word. Maar 'n sondaar wat sy oë oopgaan, ontwakende sondaar. Ou Charles van het altyd gepraat van 'n ontwakende sondaar, voor hy tot bekering kom, is in 'n baie treurige toestand, omdat die evangelie vir hom baie pyniging veroorsaak. Hy is ongemaklik oor die eise van die evangelie, die dinge wat die Here stel, die dinge wat die Here vra. Spurgeon skryf oor, hy sê, if men are resolved to keep their sins, it will be a very uncomfortable thing for them to hear about Christ Jesus and holiness and happiness and sin and the wrath to come. Ja, ek stem saam daarmee. Gaan nie my kom pynig as die Here in sy groot en sy genade by my kom en my ontmoet, is daar 'n pyniging wat saam met dit kom. Die ontwaking, die oop oë maak vir al hierdie dinge, wie Christus Jesus is, die kruis wat hy is, die eise wat hy stel, sonde in my lewe, waar ware geluk lê, en die oordeel wat kom. Net so 'n bietjie verder aan, ek moes dit bysit, want hy praat hoe so na my hart, en dis deel van my lese en my lewe ook.
I say, I trust that this tabernacle will always be too hot a place for such of you as mean to indulge in secret sin and hold on to hidden wickedness. Ek het al gehoor baie ons sê, maar ek is te erg oor die sonde en te kwaai op sonde. Mag hierdie kerk in Leeuberg altyd te warm plek wees vir mense wat dink hulle kan aangaan met sonde. Jy sal nooit tuis wees hier nie. Baie het al geloop oor dit. Maar dis kerk, 'n ware kerk wees. Dat dit raak 'n pyniging om die siel, om Sondag na Sondag te sit en luister na sonde wat ek nie wil opgee nie, nie wil prys gee nie. Iewers langs die pad gaan iets moet breek na. Prys die Here vir siele wat gebreek het en sonde prys gegee het en dat julle nog hier sit. Of die ander gebeure gaan soek 'n kerk waar ek gerustig kan sit. Maar wanneer Christus voor my kom staan, moet daar 'n keuse wees, daar moet 'n skeiding wees in paaie, en dan praat ek nie van 'n klein afdraaipaai, ek praat van 180 grade omkeer in die lewe. En as ek nie bereid is om dit te doen nie, dan is daar 'n ernstige worsteling, ernstige stryd in my. Baie mense, ongelukkig in die kerk deur die eeue, is so oopgemaak en oortuig van sonde in hulle lewe. Hulle erken wat Here sê, hulle aanbid hom as koning en Here en alles, maar hulle staan voor die poort, voor die nou poort. Hulle staan voor die smalweg, maar hulle is nie bereid om sonde op te gee en te stap nie. Die Bybel sê die prentjie gee van die smalpoort in die nou weg. Dui aan dat dit 'n groot skare is waar daar sit en dat daar net 'n enkelinge is wat die pad loop. Dis 'n miserabele skare wat daar sit. Dit moet in die kerk 'n miserabele plek wees om te sit. As ek in geheim wil aangaan met my sonde en so bly lewe. Daarom het die duiwel geskree het en daarom het mense die verskoning het, ek wil nie nou die Here dien nie. Maar daar is 'n tweede een saam met dit. Bekering bring ook baie keer vir ons pyn en lyding. Daarom het Paulus sê, 2 Korintiërs 7, julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei, en daaroor was nog niemand ooit jammer nie. Ook oor ware bekering. En daar is 'n droefheid daarin. Daar is 'n lyding daarin wat daar hoort. Dink terug aan jou eie bekering. Wie van julle tot bekering gegaan toe dit baie goed gaan in jou lewe? Eintlik wil ek graag wys by my, lig jou hand op en wys vir my. Ek wil jou groet want ek dink jy's 'n uitsondering. Nie dat dit onmoontlik is nie. Miskien is jy net 'n baie wyse mens. Maar as jy enigstens soos ek is, moes jy in 'n drukgang kom. Waar ek net nie kon anders nie is om te sê, Here, my lewe behoort aan U. Ek ken die pyn en die lyding toe Christus ook voor my kom staan het en ek gekonfronteer is daarmee met 'n nuwe lewe in Christus en die opgee van die ou lewe. Daar is 'n prys om te betaal. Daar was trane saam met dit. Bekering gaan nie altyd saam met trane en bekering gaan altyd saam met 'n bewustheid van my sonde en my nood aan 'n verlossing. Maar daar's baie mense wat lank in hierdie toestand bly ook. Ek onthou die verhaal van Martin Luther en ek het van ander ook so gelees, wat jare en jare uit in 'n toestand van pyniging was. Sy sonde het hom so gery en hy het nie die waarheid verstaan nie, die waarheid is aan hom geopenbaar toe hy Romeine gelees het, dat hy in genade verlos is, maar hy het probeer alles in sy lewe te doen, om van hierdie skuldgevoel ontslae te raak. Hy weet wat dit is, hierdie marteling, waarvan die duiwels praat. Hy het gelewe in hierdie marteling. Bekeerde teologie bring dit vir ons, maar daar's nog dele ook. Ongehoorsaamheid bring vir ons ook 'n marteling saam bekering. Dat ek nie luister nie, dat ek nie wil opgee nie, dat ek nie wil oorgee nie. Wie baie Christene, ek wil die Pinkster so 'n bietjie net daaraan raak ook, is mense wat uit Egipte uit verlos is deur die Here Jesus Christus. Wat in die woestyn rondswerwe.
en nooit in die beloofde land ingaan nie. In sy lewe is hy partykeer naby die beloofde land en dit voel goed en dit gaan goed in sy geestelike lewe. En ander kere is hy dan weer terug. Hy's nader aan Egipte en aan sonde in sy lewe. En so beweeg daai Christen heen en weer. Paulus praat van hom, hy is soos vuur, hout wat uit die vuur uitgeruk is, hy's gered. Maar hy is heen en weer. En die oorgawe kom nooit nie, maar daai pyniging van sy skuldgevoelens en sy sonde, daai bly daar so. Hy is soos 'n ou wat 'n pyn het en na die dokter toe gaan vir 'n voorskrif en hy kry die pynpille. Nou ek weet daar's baie van julle wat pynpille kry en wat doen julle? Sit op die rak, né? Baie smile, ek weet, ken daai tipe mens. Drink nie hulle pille nie. Is dit die dokter se skuld dat jy nog pyn het? Nee, jy moet jou pille drink. Moenie die voorskrif gaan lees nie, ek waarsku jou nou. Selfs Panado. Jy gaan nooit weer een drink nie. Vir disprin. As die dokter, die kenner dit sê, dan glo ek hom en ek doen dit. As Christus sê dat as jy jou sonde bely, is getrou en regverdig, hy vergewe jou sonde, dan moet ek dit vat. Dis ongehoorsaamheid wat maak ek dit nie vat nie. Eien dit myself toe, ek is 'n nuwe kind in die Here Jesus Christus, ek is vry van die sonde, ek is los daarvan. Ek hoef nie hierdie pyniging te hê nie, ek hoef nie te luister na die leuen van die duiwel nie. Christendom is nie bedoel om swaar en moeilik ooit te wees nie. Saam met dit ook gesê, die Here laat dit soms toe ook. Sy genade is groot, selfs in my ongehoorsaamheid. Ek weet van baie manne van God wat lank in hierdie fase gesit het, terwyl hulle getreur het, terwyl hulle 'n marteling was, toe Christus voor hulle kom staan het. Hulle was in 'n marteling oor hulle sonde, hulle het nie onmiddellik aanvaar wat die Bybel vir hulle sê nie, maar die Here leer vir ons ook in daai marteling, en besonder vir hulle, want hulle het nodig om te leer, hoe diep sonde in hulle lewe loop, hoe groot dit is, die erns daarvan, en in besonder, daar's niks wat ek kan doen, om dit reg te maak. Dit is 'n baie goeie les om te leer in jou lewe. Die kruis en die genade van Christus is vir my genoeg. Partykeer moet die dokter pyn veroorsaak, om genesing te bring. Veral is daai siekte en daai toestand, en daai obses of wat dit ook al is, diep lê. Dan moet hy kom sny. Kom ons kom terug na die jong man toe wat vir my gesê het, ek wil eers my lewe geniet, dan sal ek tot bekering kom. Hy wil nie die Here dien nie, want hy dink dit gaan 'n treurige spil wees, 'n droewige spil. Dan wil ek vir hom die vraag vra, maar is jy werklik gelukkig? Baie gee voor, my opsomming van baie mense deur die jare is, nie almal is so nie, maar baie wat voorgee dat hulle vreeslik gelukkig is na buite toe, geweldig ongelukkig na binne toe. Daarom het mense so geskok was, as daar partykeer 'n selfmoord is by iemand, en dan die getuienis wat ek al oorgehoor, maar hy is al so gelukkig gewees, ek het niks daarvan gesien nie, en dan, bam, kom hierdie ding. 'n Masker wat voorgehou word. Om die waarheid te sê, ek weet of ek net skepties is nie, hoe gelukkiger 'n oue beeld na buite toe streef, val is nie 'n kind van die Here is, hoe meer suspicious is ek, dat hy diep siels ongelukkig is. Is jy werklik so gelukkig soos jy sê jy is? Dink jy dat jy gaan ongelukkig wees, wanneer Christus jou sonde wegneem en jou sonde vergewe? Dink jy dat jy gaan ongelukkig wees, en dat jou geluk weggeneem gaan word, as jy oorwinning begin haal in jou sonde, die dinge wat jou so aankla, wat vir jou so moeilik is? Dink jy gaan ongelukkig wees, wanneer jy doel en sin in die lewe begin kry? Mense sê baie maklik goed, nee, ek wil dit later doen, ek wil net eers my lewe geniet, en ek wil gelukkig wees. 'n volgende vraag wat ek wil vra is, nou as jy nou werklik gelukkig is, die pretender sal sê, okay, nee, ek erken, ek is nie werklik so gelukkig nie. Nee, kan vir jou sê, maar ek is werklik gelukkig. Hoe lank gaan geluk hou?
Wat in hierdie lewe, hoe lank? Gaan die dinge wat jy nie wil prys gee nie vir Christus, wat jou nou so gelukkig maak, gaan dit jou verlang gelukkig maak? Ek dink aan mense wat in 'n buiteegtelike verhouding sit, later sy vrou los met daai vrou trou, en dan los hy haar ook weer. Met ander woorde, dit was nie 'n blywende geluk nie. En baie ander dinge in die lewe wat ek dink dit maak my gelukkig, dit maak my tevrede, dit laat my net cope in hierdie lewe, dat ek kan aangaan in hierdie lewe. Hoe lank dink jy gaan dit hou? Gaan hierdie dinge wat jy nou so geluk gee, waaraan jy vashou, wat jy nie wil opgee nie, om oor te gee aan Christus nie, gaan dit vir jou geluk gee op jou sterfbed? Gaan dit jou siel daar rustig maak? Ek het daarom die dinge in my lewe gedoen. En dit was goed, dit is wonderlik vir my. Gaan hierdie dinge wat jy nou so gelukkig is, wees in jou lewe so vashou, gaan dit vir jou enigste vrede en geluk bring, die dag wanneer daardie trompet geskal en dan Christus op die wolke terugkom en hy kom, en jy voor hom staan, en jy sy oordeel hoor. Nog erger is dit, gaan dit vir jou enigste geluk en vertroosting bring, wanneer jy by hom hoor en van hom af hoor, gaan weg van my af, jou sondaar en ewige verderf. Wat die verder meerderheid van mense gaan hoor. Gaan dit waaraan jy vashou jou soveel geluk gee, en soveel vreugde gee, dat jy vir ewig in 'n hel kan sit en brand, sonder enige hoop van enige bevryding, en jy kan terugdink en sê, ten minste het ek my lewe geniet. O, jy moes my gesing het as jong man. Jy is 'n dwaas as jy dink dat gaan jou enige vreugde bring. Daai goed wat jy nou aan vashou, is die goed wat jou vir ewig gaan veroordeel. So dis absoluut 'n dwaase ding om te sê dat ek wil eers my lewe geniet voordat ek tot bekering gaan kom. Ek praat nie eens van die dwaasheid daarvan in 'n kantlyn dat nie almal ouderdom haal nie. Ek het in my bediening baie jong manne begrawe. Selfs babetjies. Niemand het 'n waarborg dat ek gaan oud word en dan kan ek my saak met die Here regmaak nie. Daar's mense wat dink dat as ek my lewe vir Christus gee, dan gee ek my plesier vir my lewe op. Maar kom ons wees dood eerlik met mekaar. Jy jong man wat sê, maar ek wil eers my lewe geniet. Wat jy sê is, ek wil eers my sonde geniet. Mens moet 'n spyt noem, 'n appel 'n appel noem. En dit is sonde wat nog altyd die skeiding tussen God en mens gemaak het. Dit is sonde en die liefde vir sonde wat maak dat ons as Christus by my kom, net soos hierdie besetene, dat die duiwels uitroep, wat het ek met u te doen? Gaan weg af, u gaan my pynig. Ek wil niks van u weet, ek wil niks daarmee te doen nie. Ek wil my lewe geniet en ek wil doen wat ek wil doen. Die vreugde in die lewe begin by die dien van die Here. Elke een wat tot bekering gekom het, maak nie saak hoe oud jy is nie, sal iewers altyd binne my voel, ek wens ek het dit gedoen toe ek jonger was. Ek wens ek het meer voluit vir die Here geleef as 'n jonger mens, omdat ek soveel daarby gebaat het. Weet, is in die Here, in 'n verhouding met die Here Jesus Christus, dat ek werklik eers beginne leer, wat lewe is, wat vreugde van die lewe is. Wat het beteken om hier te wees, wat het beteken om kinders te hê, om 'n vrou te hê, om getroud te wees, om kleinkinders te hê, om in 'n gemeenskap te staan en vriende te hê. Die vreugde daarvan, om bruikbaar vir hom te wees. Daar's min dinge wat so 'n siel versadig en gelukkig maak, as om besig te wees met die dinge waarvoor die Here jou geplaas het. Niks in die wêreld kom naby nie. Toe die een wat my sê, ek wil eers die lewe geniet, my liewe mens, jy wil eers jou lewe opvoeder. Jou hart harder maak en moeiliker maak om tot bekering kom. Daarom sê die Bybel, dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat jou brein geset is, jou lewe geset is, en jou hart so hard is. Daai grond wat ons laas oor gepraat het, die vier landerye, so hard getrap is,
dat ek nooit sal luister na die evangelie nie. Ek het alles al gehoor. Dominee het al hoeveel keer die dinge gesê. My vriend, my familie, my vrou, het al so baie van my dit gesê. En soos water van een se rug af. As mense wat vir jou sal sê en herken, dis nie my vreugde wat ek steel nie, maar ek wil nie my lewe vir die Here, want hy gaan my vryheid vat. Een van die wortelsondes in 'n mens se lewe is rebellie. Dis rebellie wat gemaak het dat die Satan sy rug op Christus gedraai het en selfsug, en daai selle is aan ons oorgedra en ons by onsself, daai eie ek, daai wil en die strewe na, ek wil doen wat ek wil doen, en ek sal niemand van my laat voorskrywe nie. Jy wat sê, maar ek is vry en ek wil vry wees en ek wil vry as ek 'n Christen word, as ek nie meer vry nie. Ek het vir jou slegte nuus. Jy is 'n slaaf van sonde. Jy is so in die mag van sonde, jy het geen keuse nie. Daar is geen vryheid nie. Johannes 10, vers 10 is lekker en maklik om te onthou. 'n Dief kom net steel, slag en uitroei. Dis wat sonde doen. Ek wil kom in julle lewe hê en dit in oorvloed. En ek dink elkeen van ons as kinders van die Here wat vanoggend hier is iemand vir my daai vraag sê, en dan gaan ek my kop net skud en sê, my broer, jy weet nie waarvan jy praat nie. Wil jy die lewe hê? Ek hoor wat jy sê, en jy is totaal verkeerd. Kom ek gee jou my getuienis, wanneer het ek begin lewe? Hoeveel jaar is dit nou al terug? Moet nie my ouderdom weggee nie, né? 57. Dis nie wanneer ek begin lewe het, nie. Dink is liewer 37 jaar terug, 38 jaar terug. Toe ek my hart vir my Here Jesus gegee het en my lewe aan hom oorgedra het, toe het die boodskap begin lewe. Toe die vreugde in die lewe kom, die sin in die lewe gekom, toe het alles begin in kleur kom. Ek voel my lewe voor Christus is daai ou swart en wit TV's. Julle jong mense sal glad nie weet waarvan ek praat. Ons ander ouens, ons ken nie swart en wit TV's. Daai ou kleintjie, daai wittetjie wat so gestaan het en jy kyk so om iets te sien. Dis my lewe voor Christus. Weet jy wat die TV's nou uit is, nie plasmas of whatever. Ek kan in elk geval nie verskil sien, my oë is nie so goed nie. Maar my lewe is in vol kleur in Christus. As die Here die voorreg het om voor jou te staan en jou te besoek, wil die vlees in my en die duiwel saam met hom presies uitskree wat die duiwels hier geskree het. Wat het ek met u te doen, Christus? Wil u my kom pynig? Wil jy my lewe kom wegvat? Wil jy dit kom sleg en seer maak? Ek het soveel wat ek sal moet opgee hiervoor. Hoor, dis waar, daar's dinge wat jy moet opgee. Daar's sonde wat prysgegee moet word, maar daai goed is wat jou 'n slaaf maak, daai goed is wat vir jou die dood bring en die vernietiging bring. Christus bring lewe, vryheid, nuwe dinge. Ek weet van mense wat vir wie ons al baie jare bid, hulle sal tot bekering kom, dan gaan dit beteken en behels dat sy 'n lesbiese verhouding moet los. Of 'n buiteegtelike verhouding moet los. Dat ek my drankborrel moet neersit en nooit weer aan vat nie. Of enige verslawing en alles waarmee saamgaan. Daar is 'n prys om te betaal. Maar wat ek kry in loon en ruil vir daai, oortref alles in waarde. Ek het my dag gehad waar ek baie dinge moes prysgee. En ek is nooit spyt daaroor nog ooit in my lewe nie. En ek dank die Here daarvoor, hy bring die lewe in oorvloed. Hier is baie mense in hierdie lewe as ek observasie kan maak. Wat wil lewe soos hulle wil lewe, maar wat wil sterwe soos Christene. En dit is nie moontlik nie. As jy wil sterwe soos 'n Christen, wat moet jy wees? Wat sê julle? Laat ek hoor? 'n Christen wees. As ek 'n Christen is, hoe lewe ek? Vir Christus. Ek kan nie sterwe soos 'n Christen en die lot van die Christen kry en ek lewe vir myself in my lewe wat vir my belangrik is nie.
Die Bybel gee ruimte daarvoor nie. Nie elkeen wat sê Here is in die koninkryk ingaan nie. Maar hy wat die wil van my Vader doen, hy wat gelewe het, die lewe van die Christen, sterwe die sterwe van 'n Christen. Daar is meer om na uit te sien in die lewe as net die seëning wat die Here hier gee, ons sien uit na 'n seëning wat nog kom ook. En daaroor is ek bitter opgewonde. Dit is werklik ware lewe in oorvloed. Maar as jy dink ek moet 'n Christen word net om hemel toe te gaan, dan mis jy totaal die hele punt. Wat het ek met u te doen, die Here Jesus Christus? Kom ons kom terug by die eerste vraag. Wat het u met my te doen, Jesus Seun van God? Nou vat ek julle terug na waar ons so rukkie terug was, Lukas 4 toe ons gepraat het oor die eerste preek van die Here Jesus Christus. Die armes kan vra, maar Here, wat het ek met u te doen? Wat het u met my te doen? Hoe gaan u my help? Hoe gaan dit vir my enigstens voordelig wees? Die Gees van die Here is op my. Hy het my gesalf om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur vir die vryplatingsgevangenes. Hy het roep en herstel vir die sig van blindes, die onderdruktes in vryheid uit te stuur. Wat het u met my te doen as arme, as blinde, as gevangene, onderdrukte? Ek het alles met jou te doen. Dis waarvoor ek hier is. Of ek nou middelklas of ryk is, dieselfde vraag. Wat het ek met jou te doen? Die Here het baie met my te doen. Wat het u met my te doen? Wat sou ek gewees het as die Here nie met my te doen gehad het nie? Ek het al baie in my lewe daaraan gedink en hierdie woorde bly vir my kosbaar want ek oordink dit nou nog. Here, wat is ek dat u aan my sou dink? Here, hoekom het u my geroep om hierdie werk te doen? En ek is baie dankbaar daaroor, maar dit voel vir my, ek is totaal uit my liga uit as dit hierby kom. Hoekom sal u vir 'n wurm soos hierdie begenadig en my sonde wegneem? Ek weet wat ek doen, ek weet wat ek is, en ek weet wat 'n straf ek is. Wat het u met my te doen? Ek is waar ek is, en ek haal asem, omdat hy met my te doen het. Die Bybel sê hy hou met sy magswoord alles in stand. Elke atoom, 'n proton en neutron wat om mekaar wentel in die kosmos, wentel omdat dit met sy magswoord in stand gehou word. Wat 'n besondere genade dat die Here met my te doen het. Hy is hier op pad oor die see en die wind het hom geblaas, hy het uitgekom waar die Vader 'n bestemming gehad het by 2 besete manne. Die res van die dorp wil niks van hom weet nie, maar die afspraak met hulle. Wat 'n wonderlike vraag om te vra, Here, maar wat het u met my te doen? En agter te kom hy het met my te doen. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jou naam is in my handpalm gegraveer. Voor die grondlegging van die wêreld, voordat die mens enigiets geskaap het, God se uitverkorenes klaar geroep. Jy is myne. Johannes wat sê, elkeen wat die Vader aan my gegee het, kom na my toe. Ek dink ons sal as kinders van die Here altyd maar die vraag vra, Here, wat het u met my te doen? Maar Here, ek is baie dankie, u het met my te doen. Want omdat u met my te doen het, sit ek vanoggend hier. Omdat u met my te doen het, luister ek en ek hoor die boodskap. Omdat u met my te doen het, het ek my hart nie verhard nie, maar ek my sonde gelos en ek breek daarmee. Omdat u met my te doen het, hou u aan met my praat en praat en praat, tot ek opgee, tot ek oorgee. Die genade, die langmoedigheid, dis niks van my kant af nie. Alles in my lewe, alles in my geestelike lewe, is omdat hy met my te doen het. Wat 'n begenadigde posisie, dat die Here met my te doen het. Wat 'n vervloekte plek, as die Here met my te doen het, om hom weg te jaag en my rug op hom te draai. Soos die res van die dorp gemaak het. Maar glo ons wat hier is, het die van die getuienis, Here, u het met my te doen. En ek prys u daarvoor. Here Jesus, baie dankie vir u genade,
U lankmoedigheid wat u deur die eeue kinders na u toe roep. Vir hoeveel mense het u nie kom staan en met gepraat nie. Wat allerhande verskonings het. U het met 'n ryk jong man te doen gehad en hy het verskonings gehad oor sy rykdom. U het met ander te doen gehad en hulle het verskonings gehad oor hulle moet nog hulle pa begrawe en wat 'n besigheid ook al daar is. En hulle hart glo hulle dat as hulle met u te doen het, is daar 'n duur prys om te betaal en 'n droewige lewe om te lei. Ek bid dat ons as kinders van die Here vir 'n wêreld sal demonstreer dat u het gekom om die lewe in oorvloed te bring. Selfs al gaan dit by ons baie moeilik. Om u te ken oortref alles in waarde. Ek dank u, Here Jesus Christus, dat u vandag nog steeds te doen het met sondaars, verlore mense, mense wat u nie eens gesoek het nie, net soos hierdie man, glad nie na u op soek was nie, u het na hom gesoek, u het na hom toe gekom, so het u met elkeen van ons gedoen. En dankie dat ek weet, u gaan dit doen tot u op die wolke terugkom. Mag u die verskonings uit elke dwaase mond wegneem, en sy oë oopmaak, dat hy ook die lewe in oorvloed kan hê saam met ons. En as daar iemand vanoggend na hierdie boodskap ook so luister, en nog verskonings het, hoe kom hy nie alles vir die Here oorgee nie. Here, net u kan dit verander. Net u kan die vreugde en die vrede bring, wat werklik altyd blywend is, waarvan ons kan getuig. Ek eer u, my koning en my Here. Amen.